Hierdie is Goeiemôre, Good Morning Sporttyd, saam met my Arnold Gertz. Paalspringer Karl Rademeier het net verlede week, nadat hy 'n seisoenbeste hoogte van 5 meter en 70 centimeter oorgekom het, 'n silwer medalje by die Statebond spele gewen. Sy oë is nou natuurlik reeds op die wêreldkampioenskappe later vanjaar en dan die 2028 Olimpiese spele. Karl, baie welkom by ons en baie dankie vir jou tyd. Eerstens kan ek net sê, ek dra nou nie hoed nie, maar ek lig my hoed wel gedaan. Dit moes 'n ongelooflike ondervinding gewees het om te nou 'n medalje los te spring. Goeiemôre, ja nee, dankie, ek waardeer dit ongelooflik baie. En ja nee, ek bedoel, dit was 'n baie wonderlike voorreg geweest om daarso te kon deelneem. En ja, dit was net ongelooflik geweest. Vertel vir ons van die kompetisie self, en ek wil net nou 'n bietjie tegnies raak as ek mag, maar dit was interessant, jy het 1 of 2 keer moes jy uithaal en wys, nie waar nie? Ja, nee, ek moes maar. Die speel, ek bedoel, dit was maar koud geweest en reënerig geweest, maar ons is daarom baie gelukkig geweest dat dit nie gereën het terwyl ons deelgeneem nie, alhoewel dit nog steeds vrek koud was. Maar ja, nee, dit was was 'n paar keer geweest wat ek gedink het daar toe ek 560 en 570 gespring het, dat ek nou moet ek my uithaal en wys. En jy het inderdaad. Ek wil jou vra, ek was gelukkig genoeg om by 'n paar Statebond spele te wees en kommentaar te doen. Dis teenoor die Olimpiese spele is dit veel meer, ek wil amper die Engelse woord gebruik, relaxed. Dis veel meer gemaklik, nie waar nie? Ja, ek bedoel, asof steeds, jy neem deel vir jou land en goeders, en ek weet nou nie die atmosfeer by Olimpiese spele nie, ek was nog nie daar nie. Maar ja, dit is, jy het nog steeds die druk van om deel te neem en goeders, en ek bedoel, elke kompetisie vir my vat ek dit as, die is nou 'n groot kompetisie, en ek moet probeer altyd seker maak ek is in die beste kondisie, en dat ek alles gee terwyl ek deelneem. Kom ons begin heel voor, wat het jou eerstens aangetrek van paalspring, hoe dit begin? Ja, seker 'n baie snaakse storie. Ek het altyd rugby, cricket en ander items gedoen in die atletiek. En my ma se vriendin het by haar kom koffie drink een middag en ek moes hoogspring oefening toe gegaan het. En toe die volgende oomblik haar kinders het paalspring gedoen, toe sê sy ek moet probeer, en toe sê ek haar se 'n manier nie. En die volgende oomblik was ek letterlik uit die huis uit gesleep, in die kar gesit en net gaan aflaai by oefening. En daarso het ek my coach ontmoet, Louis Ninaber, en ek het daarso begin oefen. Ek dink ek het 1 of 2 oefeninge gedoen, en toe sê hy vir my ek moet die naweek kom deelneem. In die eerste week se oefening, en toe gaan ek maar, en na die eerste kompetisie toe raak ek verlief op die sport, en so ja, dit is maar hoe my loopbaan begin het met paalspring. Dis altyd 'n asemrowende ding om selfs op televisie te sien, maar in lewende lywe is dit selfs meer asemrowend as jy hier by 5 meter verbykom. Dis so 'n kwessie van spoed, krag en dan so 'n bietjie gimnastiek en selfs 'n bietjie ballet daarbey saam. Hoe kombineer mens alles as jy oefen, Karl? Ja, so ek op hierdie stadium toe ek jonger was, ek het baie gespring om die tegniek te kry. Maar op hierdie stadium, ek spring nou net 1 keer 'n week, miskien 2 keer 'n week wat ek eintlik nou springe oefen. Anders as dit, doen ek baie spoedwerk en gimnastiekerige tipe goeders. En dan is ek ook in die gym om krag en core en goeders sterker te kry. Is daar iemand wat jy na kyk wat vir jou die ideale tegniek het op hierdie stadium wat jy probeer navolg? Dit is 'n moeilike vraag om op te antwoord. Elke persoon is anders en elke persoon gaan sy eie tegniek hê. So 'n mens kan nie na 'n ander atleet kyk en sy tegniek presies wil doen nie, want jou liggaamsbou en goeders is anders. So jy gaan anders te hardloop, jy gaan anders te ietsie doen. So daar is nie iemand spesifiek wat ek na kyk en wees van my tegniek moet so wees nie. Maar wat 'n mens kan doen is jy kan kyk na hoe ander mense kom ons sê soos terugrol, wat hulle doen presies, en dan kan jy probeer half soortgelyk dit probeer doen tot die beste van jou vermoë. Ek wil graag bietjie tegnies raak as ons kan. As jy ophardloop met die paal en jy moet plant en dies meer, waaraan dink jy voordat jy die paal plant en dan natuurlik op en oor? Is daar 3 of 4 verskillende dinge wat jy in gedagte hou tydens hierdie hele proses? Ja, so ek dink nie aan veel nie.
Ek seker in my agterbewussyn dink ek om daai meer goeders. Maar dit is soos om kar te ry. Dit is nou al muscle memory, so as ek aanloop dan fokus ek net op my postuur en dan soos 'n hoë plant doen en dan basies dan kom die res net self. As jy uiteindelik daarbo is daar ooit vrees of al dan nie, want dit lyk altyd van die ander kant af asof mens behoort bang te wees. Nee, daar's glad nie vrees nie. Ek bedoel as 'n mens huiwer gaan jy eers seer kry en val. So as 'n mens daarso kom, moet jy met alle selfvertroue gaan dat dit gaan uitwerk en ek bedoel as dit nie uitwerk nie, dan gaan jy miskien net op die gras val of jy gaan ergens misval, maar jy moet net mooi probeer val. Ek wil jou ook vra oor die span. Ek dink die swemmers het vir die Suid-Afrikaanse span en dis al die sportsoorte die mees ongelooflike atmosfeer gemaak toe hulle so goed begin het in die swembad, nie waar nie? Ja, nee, 100%. Ek bedoel, die swemspan het verskriklik goed gedoen en ons kon nou nie fisies daar gewees het en hulle kon ondersteun nie. Dit was 'n bietjie moeilik om uit te kom, maar ek bedoel ons het dit gekyk op TV en ek bedoel hulle het sulke goeie begin vir die hele Suid-Afrikaanse span gehad en dit is tog motivering geweest vir ons om ook te perform en goed te doen. As mens kyk na wat nou kom, wêreldkampioenskappe lê voor, maar daar's natuurlik 'n ander oogie seker effens in die pad af vir die Olimpiese spele ook, nie waar nie? Ja, nee, verseker. Ek bedoel, ek is nou terug, my seisoen is half geëindig, tensy daar nog 'n kompetisie opkom. Maar verder is dit, ek bedoel, ek gaan nou 2 weke afvat rus en dan begin ons klaar weer bou vir die wêreldkampioenskappe en dan maak die venster oop om vir die Olimpiese spele te kwalifiseer. So, ja, ons, ek en my coaches en my agent en al het 'n groot plan en fondasie wat ons nou gaan neerlê en bou vir daai. 75 is natuurlik 'n behoorlike hoogte, maar waar dink jy kan jy uiteindelik opeindig? Oor 6 meter? Ja, nee, verseker. Ek dink dit is definitief in die prentjie en ek bedoel oefeninge en goeters lyk dit ook asof dit daar hopelik binnekort gaan kom. Maar ja, ek dink ek kan verseker oor 6 meter spring. Wat sal dit vat om dit reg te kry? Yes, dit is maar net aanhou oefen en jou tegniek beter maak, want hoe hoër jy spring, hoe daar's die kamer raak al hoe kleiner en kleiner dat jy foute kan maak. So dit is om daai foute jy wil so min as moontlik foute maak en net oefen aan dit. So ek dink ons nog 'n paar goeters wat ek kan werk in my tegniek en dan hopelik sal dit kom in die volgende paar jaar. Gee my een van daai goeters wat nog bietjie werk nodig het. Net een. Ja, so ek is baie geneig om diep te trap. As ek aftrap, so ek moet definitief 'n bietjie verder terugkom en dit sal al klaar my plan baie beter maak en dan spring mense op groter pale en ek bedoel hoe groter die pale is, hoe meer energie kan jy uit dit uitkry, so Natuurlik. Karl, baie dankie en welgedaan, baie trots op jou. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre, Good Morning, want dinge mag dalk net hier bietjie wild raak. En ek bedoel dit, ons gesels net hier daar met die Swanepoels oor Our Wild Journal. Bly net daar.